Goeiedag. Vandag wil ek met u gesels oor u entoesiasme. Is jy nog entoesiasties oor die lewe? Is jou hart nog gevul met entoesiasme dat jy lief is vir die lewe, dat jy die lewe geniet, dat jy geleenthede wil gryp? Ek wil vir u so ietsie lees uit Micha 3 vers 8. Hy sê, ek daarenteen is vol krag met die gees van die Here en reg en heldemoed. Ek daarenteen is vol krag saam met die gees van die Here met heldemoed. Hierdie is 'n skrifgie wat praat van entoesiasme. Dit praat van ywer. Dit praat van 'n opgewondenheid oor sy omstandighede, oor sy lewe. Kan 'n mens jou entoesiasme verloor? Kan 'n mens jou inspirasie vir die lewe verloor? Kan die vuur in jou hart vir 'n saak geblus word? Kan dit gebeur dat die motiveringskrag wat jy altyd gehad het, dat dit opdroog? Is dit regtig moontlik dat die dryfkrag wat daar eens was in jou lewe, dat dit verlore gegaan het? Ja, dit is moontlik. Dit is moontlik dat die lus om op te staan net daarmee heen is. Dit is moontlik dat 'n mens nie meer kans sien vir môre en vir die toekoms daarna nie. Dit is moontlik. 'n Mens kan jou entoesiasme en jou ywer vir die lewe verloor. Jy weet, wanneer iemand byvoorbeeld vir baie lank worstel met siekte, kan 'n mens jou entoesiasme verloor. Groot krisisse wat 'n mens se lewe tref, kan jou entoesiasme blus. Mislukking kan jou entoesiasme blus. Selftwyfel kan maak dat 'n mens nie meer lus is vir die lewe nie. Ek wil u vandag egter vra, ons het gekyk na 'n paar moontlike oorsake dat 'n mens jou entoesiasme verloor, maar ek wil u vra, hoe sien jy dinge? Dis 'n baie belangrike vraag. Hoe sien jy dinge? Want jy weet, ons sien nie dinge altyd soos dit regtig is nie. Ons sien dinge soos ons is. Ek wil dit weer sê. Ons sien nie altyd regtig dinge soos wat dit waarlik is nie. Ons sien dinge soos ons is. Wanneer 'n mens 'n negatiewe ingesteldheid het, gaan jy geneig wees om na die lewe te kyk deur 'n negatiewe bril. Wanneer 'n mens 'n positiewe ingesteldheid is, as jy 'n positiewe mens is, gaan jy op 'n positiewe manier na die lewe kyk. Daarom sê ek, dit is 'n baie belangrike vraag. Hoe kyk jy? Hoe sien jy? Want jy kyk soos wat jy is. Miskien moet 'n mens jou ingesteldheid verander. Terwyl ander mense om 'n mens moedeloos is, terwyl ander mense negatief is, moet 'n mens soos in Micha daardie besluit neem en sê, ek sien hoe almal is, ek hoor ook hoe almal praat, ek is bewus van die negativiteit, ek is bewus van insinking, maar ek daarin teen, ek is vol krag en van die gees van die Here en ek is vol heldemoed. Kan u die verskywing sien? So elkeen van ons as Christene moet ons ingesteldheid, ons moet dit onder die vergrootglas plaas. Ons plaas eerstens, is ons geneig om die lewe onder die vergrootglas te plaas. Nee, jy moet jou ingesteldheid onder die vergrootglas plaas. Die tweede vraag wat ek wil vra is, waarop fokus jy? Want dit waarop jy fokus, gaan jou ingesteldheid ook bevorder, of dit gaan jou ingesteldheid aan bande lê. Waarop fokus jy? As 'n mens geneig is om konstant te fokus op die dinge wat jou uitput, op die dinge wat jou moeg maak, op die dinge wat jou kwel, dan wil ek vir u sê, sal hierdie krag waarvan Micha praat, verseker nie 'n werklikheid in 'n mens se lewe wees nie. Wanneer 'n mens fokus op dit wat mooi is en wat goed is en positief is, bring dit 'n nuwe bruising in 'n mens se hart. Dit bring 'n nuwe energie. Dit bring 'n nuwe waagmoed, dit bring nuwe heldemoed, dit stimuleer dit. So waarop fokus jy op die oomblik? Dit waarop jy fokus, gaan jou entoesiasme
bevorder, of dit gaan jou stroop van jou entoesiasme. So nommer 1 was, ondersoek jou ingesteldheid. Nommer 2, ondersoek jou fokus. Die ander vraag wat ek vir u wil vra, wat jou entoesiasme beïnvloed, is, met wie hou jy jou op in die lewe? 'n Mens kry mense wat jou dreineer. Wanneer hy jou klaar gedreineer het, is hy opgebou, en hy voel weer positief, en hy gaan weer aan met sy lewe. Dan is jy gedreineer. 'n Mens moet baie versigtig wees, veral wanneer 'n mens met mense werk. 'n Mens moet grense hê in jou lewe. Grense is daar om te beskerm. Jy moet jou ook beskerm. Terwyl jy uitgee, terwyl jy miskien ander bedien, moet jy seker maak dat jy grense opstel wat jou eie emosionele welsyn beskerm en jou geestelike lewe beskerm. 'n Mens gee uit tot op 'n punt. Dan moet jy eers weer herlaai gaan word. Baie mense doen dit nie. Dit is 'n baie belangrike punt hierdie vandag. Maar met wie hou jy jou op? As jy konstant besig is met mense wat negatief is, met mense wat jou dreineer, as jy konstant jou ore uitleen aan mense wat in vrees leef en vreesagtige belydenisse maak en neuroties is, ag nee, jou entoesiasme sal dit nie maak nie. Daarom moet 'n mens versigtig wees ook in hierdie opsig met wie jy jou besig hou. Weet jy, navorsing het bevind dat die negativiteit van een persoon sal binne 2 tot 16 minute oorgedra word aan die volgende persoon met wie hy in kontak kom. Dit neem tussen 2 en 16 minute, dan is jy net so negatief soos die negatiewe mense waarmee jy jouself ophou. Geweldige effek op 'n mens se breingolwe, mense se negativiteit. Navorsing het verder bevind, hulle het 'n toets gedoen met mense op 'n trein, en hulle het met studie daar bewys, dat mense so ver as 3 meter van jou af, kan jou emosionele welsyn beïnvloed. Jy klim heel gelukkig in die trein, en binne 2 tot 16 mense, sal 'n persoon wat positief is en so 3 meter tot 3 meter van jou af staan, gaan hy, sonder dat hy dit weet, jou beïnvloed. Ons dra almal atmosfere met ons saam. Besef u hoe belangrik dit is om te kyk met watter mense jou dag vir dag ophou. Ek wil u aanmoedig vandag, u wat getroud is. U is dalk 'n baie negatiewe huweliksmaat, 'n neurotiese huweliksmaat. Jy hoef niks te sê nie, net jou teenwoordigheid sal jou kinders negatief stem. Net jou teenwoordigheid sal maak dat hulle ook nie so entoesiasties moet wees soos hulle behoort te wees nie. Daarom moet ons almal baie goeie selfondersoek instel. En dit is vir my iets van kardinale belang wat Micha sê hier. Hy sê, ek daarenteen is vol krag met die gees van die Here. Hierin lê die kruks. 'n Christen, as jy 'n entoesiastiese mens wil wees, 'n voorbeeld wil wees van ywer, van moed, dapperheid, entoesiasme, dan kom dit ook deur die gees van die Here. Die Heilige Gees se teenwoordigheid in jou hart, die aktiwiteit, die werking van die Heilige Gees, die wandel met God, bring 'n vuur in 'n mens se hart, want entoesiasme is vuur. Dit sit 'n vuur in jou hart, wat jou gelowig maak vir die lewe, wat jou laat gryp na die lewe, wat jou ryk na môre. Daarom moet ons elkeen ook self ondersoek indoen, na ons verhouding met God, na ons wandel met God. En ons moet ons elkeen die vraag afvra, tot watter mate is daar 'n werking
van die Heilige Gees in my lewe, 'n borreling, want dit is die Heilige Gees wat 'n mens vurig van gees maak. Daar is natuurlik aardse goed wat kan bydra tot jou entoesiasme, 'n stokperdjie wat jou goed laat voel, nuwe uitdagings wat jy benut en wat jou laat goed voel, maar hierdie goed kwyn maar weer weg. 'n konstante wandel met God, 'n konstante aanvoeling vir die Heilige Gees en reaksie op die Heilige Gees hou 'n mens sy entoesiasme aan die gang, dat jy sal deurentyd voel, terwyl die wêreld mag lê, dat ek daarenteen is vol krag, met die Gees van die Here, en ek is vol helde moed. Het jy jou entoesiasme verloor? Dan is dit nou tyd om op te staan en te sê, ek weier om te lê. Ek gaan entoesiasties wees oor die lewe. Ek gaan entoesiasties wees oor my verhouding met God. Ek gaan nog nader in die Here kom. En ek gaan hierdie lewe op 'n baie meer positiewe wyse benader met oorwinning in gedagte. Kom, ek gaan nou vir jou bid. En van die oomblik af gaan jy weer entoesiasties wees oor die lewe. Vader, wanneer ek kyk na Jesus Christus en sy wandel op die aarde, sien ek entoesiasme. Ek sien oorwinning. Ek bid vandag, o Heilige Gees, wek weer in ons harte nuwe entoesiasme op, in Jesus naam. Ek bid dit vir elke huis. Vader, dat ons hierdie lewe vierkantig in die oë sal kyk, en saam met die woord sal sê, met my God gaan ek oor die hoogste muur. Ek is entoesiasties. Ek is nie bang vir mure nie. Ek is nie bang vir versperrings nie. Met my God sal ek 'n bende storm loop. Met my God sal ek die reuse verslaan. Met my God sal ek in besit neem. Die lewe is mooi. Ek gryp dit weer. Ek vat nuwe uitdagings, maar entoesiasties sal ek bly. Dit bid ek in die naam van Jesus Christus. Amen. God seën u ryklik. Totsiens. When life lets you down and you feel more broken than whole, when the wounds go deeper than words and you can't tell a soul, I may not know what you're going through, or may not can make that high mountain move, but one thing I found that I really want you to know. If it matters to you, it matters to the Master. He wants to share the burdens you bear. Whisper peace when your world gets shattered. If it's your greatest joy, or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to the Master. Friend, do you think the giver and maker of life is far too busy to care about your troubles and strife? He sees the sparrow that falls to the ground, and he hears the tears that don't make a sound.
whisper peace when your world gets shattered. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to the Master. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it doesn't only matter to you. If it matters to you, it matters to the Master.